Diep in my stilte hoor ek jou naam. Tussen die skeure waar my vrese slaap. As alles breek en al my kragte gaan, staan nog jy, staan nog saam. So welkom asseblief vandag ons wonderlike gas Brenda Vosloo. Sy is 'n pastoor, sy gee berading en sy is ook die stigter van Strength to Ministries. So welkom en vandag gaan sy haar storie deel en ek kan nie wag om dit met julle te deel nie. Baie dankie. Ek wil graag begin met jong Brenda. Wie was jong Brenda? Sjoe. Ek was 'n baie gelukkige kind. My ouers is tot vandag toe nog getroud. Sure. So ek het in 'n streng Christelike huis groot geword. My pa was diaken in die NG Kerk. Jy kon eerder van die skool af siek wees as wat jy nie sonnaarskool toe gegaan het nie. So, ons het in 'n streng Christelike huis groot geword. So ek was baie bevoorreg geweest. Ek dink baie mense vandag, hoeveel mense vandag kan sê hulle ouers is nog steeds getroud. Ja, dit is baie waar. So ek dink ek het 'n goeie kinderjare gehad wat my gevorm het. My ouers het my waardes geleer. Hoe werk jy met geld? Hoe moet jy optree? Daai tipe van ding. So ek dink ek was gebless as 'n kind. Oh, dis amazing. Het jy so gevoel as 'n kind, want jy weet as 'n tiener en as 'n dan baie keer en soms is dit nie altyd, mens wil nie altyd so verhouding hê of mens word bietjie verlore en jy weet, so het jy dit so ervaar as 'n kind nou of is dit hindsight of ek het in 'n goeie huis groot geraak, ek het in hierdie baie Christelike huis, het jy dit so ervaar as 'n kind ook? Dink as 'n kind, ek het net gevoel my ouers was te streng. My broer ons is 2 kinders, my broer is 6 jaar jonger as ek en daar was 'n reël in die huis. As hy dit nie mag kyk nie, mag ek dit nie kyk nie. As hy dit nie mag, so hy mag uitgeslaap het want hy's 'n seun, ek mag nie want ek is 'n meisie. So ja, nou kan ek terugkyk en ek kan dink, okay, hulle was seker nie so streng nie, maar op daai tyd was dit vir my baie onregverdig. En baie moeilik om te verstaan, maar hy mag, hoekom mag ek nie? Hoekom kan ek nie? Ja, ek wil daai movie kyk. Ja. En vertel my toe na skool, wat het toe gebeur na skool? Vertel my 'n bietjie van jou lewe na skool. Ek het gewerk vandat ek in 16 was, het ek in 'n juwelierswinkel gewerk, smal oor juwele en skoolvakansies. En toe ek nou klaar is met skool, toe ek hierdie daar's meer. Ek was in my katekisasiejaar en ek het vir die dominee vrae gevra en hy kon my nie antwoord. En ek sê toe, maar dis nie en raak ek niks teen een kerk nie. Dit is net hy kon nie vir my vra nie en ek het oorgegaan na die AGS kerk toe. En daar het ek gevoel die Here sit 'n roeping op my lewe. En daar het ek besluit ek gaan teologie swat. My ouers kon ongelukkig nie my studies betaal nie. So ek het begin werk en ek het deeltyds geswat en ek swat nog steeds. En ek dink dis waar alles net begin het. My hele lewe het daar begin verander. Ja, dis amazing. En jy was voorheen getroud gewees. Vertel my 'n bietjie van daai huwelik en hoe dit ontstaan. Ek was getroud ek was 5 jaar saam met hom, ons was 5 jaar getroud, ons was 10 jaar saam. Ongelukkig was hy 'n totaal en al narcissus gewees. Verbally verskriklik abusive, baie keer physical. Ek onthou eendag het hy het afgegaan en hy het my so aan my keel teen die muur vasgedruk en hy het my hond se kop probeer afruk en dis die tipe mens wat hy was totaal verslaaf aan pynpille, slaappille. Hy het in die middel van die dag 'n slaappil gedrink om te ontspan. En gambling probleem, drankprobleem en dan dink 'n mens nou in hindsight, Brenda, wat het jy gedink? Maar ek het hom jammer gekry.
ek dink ons as vrouens het baie keer daai ding van I can fix him. I 100%. I can fix him. En ek dink daai was so baie keer dan dink ek het soveel tyd van my lewe gemors, my ministry het stil gestaan want hy het dit nie support nie. Okay. My self-image, hy het altyd vir my vertel, jy's so dik, jy's so lelik, jy's dom. Jy wil 'n pastoor wees, maar ja, hy het altyd hierdie so uit my baie afgetrek. En ja, toe het ek begin bid en ek het net gesê, Here, ek kan dit nie meer doen nie. Ja. En ek het daai rustigheid in my hart gehad wat ek geweet het, okay, en die Here het net vir my deure oopgemaak en ons is geskei. Dis wonderlik. Toe jy in haar huwelik was, wat het jou daar gehou? Die feit dat jy hom kan verander, soos jy gesê het, jy kan hom fix. Wat het jou in daai huwelik gehou, knowing dit is abusive? Dink die vrees om alleen te wees. Die vrees dat hy het vir so lank vir my vertel, ek het nie waarde nie, ek is nie mooi nie, ek is nie goed genoeg nie. Hulle brainwash jou om te dink dat jy nooit iemand anders sal kry nie. Niemand sal ooit weer lief wees vir jou nie. En daai was nog altyd vir my 'n vrees gewees dat ek alleen sal oud word. Want jy het eintlik geglo op daai punt. Op daai punt het Ja. dit was al so jy was al so gebreinwas dat jy dit eintlik geglo het. Hoe was jou selfbeeld en jou verhouding met vriendinne en jou familie in daai tyd? Soos jy weet, 'n narcissus, hulle limit jou. Isoleer. En ek is 'n en dis snaaks, jy sal nou dink jy sien my op TikTok, jy sien my op YouTube, al daai goed, dan dink 'n mens, maar as ek nou sê ek is eintlik 'n privaat mens, maar eintlik is ek is nie iemand, my ouers het my altyd geleer wat by die werk gebeur by die werk, wat by die huis gebeur. So ek is mense het nie geweet wat in my lewe aangaan nie. Toe ek die dag sê ek skei, toe was daar drie mense wat geweet het wat regtig aangaan. Dat toe ek sê maar hy het my abuse, het van my eie familie dit nie geglo nie. Dis hoe 'n tipe van 'n manipuleerder hy was. Daai masker wat hy aangedra het. Ja, dat mense gesê het maar nee, jy praat nonsens. Hy sou nooit dit gedoen het nie. So ek het 'n jarelange vriend, 'n mansvriend en sy vrou. Ons het maatjies geraak in standaard 6. Pastoor Lourens wat ook deel is van Strength to Love Ministries en ek en sy vrou is baie close. Hulle het geweet en dan my goeie vriendin wat saam met my skool gehou het, Raas, sy het geweet daarvan. En weet jy, hulle het maar probeer moed inpraat. Hulle het nooit vir my gesê, ag jy moet nou gaan. They supported me op 'n manier wat my gehelp het. Maar ander mense was nie bewus van dit nie. Dit is vir my so interessant dat jy nie gepraat het daaroor nie, want ek wil graag weet hoekom. Wat is die rede dat jy stil gebly het? En dit verbaas my ook dat mense so amper half geskok was en jou nie geglo het nie. Dit is vir my die ergste dat amper jy sit met hierdie ongelooflike slegte selfbeeld en dan sit jy met mense wat sê, ja, maar jy's verkeerd, jy lieg daaroor, dit kan nie waar wees nie. Dink dit is daai ding van jy wil nie misluk in jou huwelik nie. Jy wil nie erken dat jy te fout gemaak nie. Ek het altyd geglo maar ons mag nie skei nie. En daai ding het net in jou kop vasgesit en jy dink, jy weet baie mense besef nie vrouens wat in abusive verhoudinge is, jy weet nie waarheen gaan jy gaan. Ek het gelukkig nie kinders saam met hom gehad nie, maar waarheen gaan ek gaan? Wat gaan ek doen? Hoe gaan hierdie werk? Die meeste van ons, toe ek skei, het ek nie geweet hoe werk dit, al hierdie dinge maal deur jou kop en jy weet nie, gaan ek dit kan maak? Is dit nie maar meer, wou sê hulle the devil you know? Yes. Is dit nie maar beter nie? Ja. Ek wil graag vir jou vra, jy is ongelooflik Christelik en hoe het die woord skei en
daai aksie van skei jou beïnvloed met die keuse wat jy gemaak het om te sê ek gaan skei. Want as 'n Christen, ek dink is ons baie keer is die ding in ons kop van you know, till death do us part. Dit is letterlik hoe ons half groot gemaak word, veral in die Afrikaanse gemeenskap. Jy skei nie, jy bly by jou man, jy staan by hom. Hoe dit jou affekteer in jou verhouding met God? Wel, ek het rarig, ek was miserable vir so lank. Ek onthou aande wat ek moes baie dinge alleen doen. Hy het in retail gewerk. So daar was baie alleen tyd, baie tyd wat ek met die Here spandeer het. En die laaste paar jaar het ek baie gebid. Ek het dit na die Here toe gevat en het gesê, Here, orals waar ek probeer verder gaan. Ek was byvoorbeeld besig met my jaar ordineringskursus om geordineer te word as 'n pastoor en hy het my geblok op elke geleentheid. Jy weet, as ek moes swat of whatever, daar was altyd iets. En ek het gebid en ek het gesê, Here, ek kan nie, ek kan nie meer so aangaan nie. Ek as Brenda het waarde. Ja. En ek het net 'n rustigheid begin kry. Ek het gaan bid en ek het gesê, Here, die kerk sê vir my hierdie is sonde, maar is dit nie ook sonde om so behandel te word nie? En ek sê nou sonde en vandag sien ek dit heeltemal anders, maar God wil ook tog nie hê ons moet verniel word nie. Hy wil ook nie hê ons moet afgebreek word nie. En weet jy wat, ek was nog getroud en baie mense sal dit seker skokkend vind en ek het begin bid en ek het gesê, Here, maak die deure vir my oop en gee vir my 'n goddelike man. Ja. Ek het dit rarig, ek het in die middag, ek het skool gehou, ek het in die middag van die skool afgekom, ek het in die huis ingeloop, ek het my praise and worship aangesit en ek het net gebid en ek het net vir die Here gevra. Ek het gesê, Here, ek verdien hierdie nie. Ja. En ek het begin werk aan Brenda. Dis amazing. Sjoe. Jy het gesê jy sien dit nou heeltemal anders. Verduidelik vir my meer van dit. Hoekom sê jy sien dit nou heeltemal anders? Die sonde aspek sien ek aan. Ja. Ons word geleer dat as jy sekere sondes doen, gaan jy nie hemel toe nie. Maar God sê uitdruklik vir ons, die enigste manier hoe ons in die hemel kan kom, is om Jesus Christus aan te neem as ons verlosser en ons saligmaker. Jy moet met jou mond confess. En sonde is nie wat ons hemel of hel toe stuur nie. Wat het gebeur met die man wat langs Jesus gehang het? Hy het gesê, onthou my wanneer jy in die hemel is. Hy het nie een keer vir Jesus gevra, vergewe my sonde nie. Hy het Jesus erken. En daai het dinge geheel en al vir my verander, want ek het besef, niks wat ek ooit doen, kan my hemel toe vat nie. Niks wat ek doen, kan my, hoe kan ek sê, in 'n slegte lig met God. God is onvoorwaardelik lief vir ons. En as hy onvoorwaardelik lief is vir ons, weet hy ons is mens en hy weet ons maak foute. Ja, dis baie mooi gesê. En ek dink dit is so waar as dit kom by onvoorwaardelike liefde en iemand wat onvoorwaardelik lief vir jou is, sal nooit doen wat hy aan jou gedoen het nie en jy verdien nie dit nie. Ek wil graag vir jou vra, het hy ooit verander? Dus ek's net geïnteresseerd of hy ooit verander het of weet jy nie? Hy is kort daarna weer getroud. Okay. En hulle het 'n kind saam gehad en die babietjie was nog nie eers 6 maande nie toe hulle weer geskei. Weens ongeluk, en asseblief ek sê nie om sleg of enige iets nie. Ons het almal ons issues, maar weens sy geaardheid. Dink ek dit sal baie moeilik vir hom wees tensy hy die hulp kry en ek het probeer maar ja, ek dink hy gaan selfverkenning maak. Dit is jy het self gesê, ek het by die huis gekom en ek het besef ek gaan self aan Brenda werk. Dit is wat hy moet doen. Hy moet besef ek moet self aan myself werk. Ek dink dit is die belangrikste boodskap. So ek wil graag praat oor die groot diagnose wat jy toe gekry het. En asof dit nie al klaar genoeg was wat jy deur is in jou huwelik nie,
vertel vir my van jou kankerdiagnose. Okay. Ek moet sê nadat ek geskei was, het die Here toe vir my 'n wonderlike man gegee. Ons was nie wetlik getroud nie, maar ons het 'n lewe saam gehad, alles. Dis En dit wonderlik. was net na COVID het ek begin vroue probleme kry en ek is nie 'n mens wat van die dokter hou nie. Okay, en ek het lank gewag en eventually as ek dokter toe en hulle sê toe vir my, okay, wel jy met 'n hysterektomie. Nou vir my was dit 'n baie moeilike ding in die eerste plek want ek het nog nie kinders van my eie gehad nie. Ek kon nooit kinders van my eie hê nie. En ek het gegaan vir die operasie en toe ek daar wakker word, toe kom die ginekoloog en hy sê vir my, mevrou Vosloo, dit lyk of jy kanker het. Toe het hulle my cervix uitgehaal en die baarmoeder. En toetse is weggestuur 2 weke later, toe laat die dokter my inkom, toe sê hy vir my, okay, jy het kanker en jy moet nog 'n operasie hê. Hulle het my 'n maand, dit was 'n maand na die eerste operasie, het hulle weer geopereer, al die lymfnodes uitgehaal. En toe kom dit met, okay, nou gaan ons chemo en radiation doen. Wat moeilik was, ek was gelukkig in die sin dat ek het nie die rooi duiwel gehad nie, maar ek het geweldig baie radiasie gehad en daai was vir my moeilik. Ek dink dit was vir my erger as die chemo gewees. Vat my terug na daai dag wat jy met die dokter praat en hy sê vir jou hy het kanker. Wat is jou gedagtes in daai oomblik? Ek dink ek was net so geskok, want dit is nie iets wat jy Verwag nie. Ja, ek het nie eers daaraan gedink dat so iets moontlik was nie. Ja. Maar ek moet vir jou sê, my man was saam en ons het daar uitgestap en natuurlik het ek gehuil en hy het my vasgehou en ek het in die kar gesit en ek het my ma gebel en ek het vir haar gesê en ons het gehuil en toe ek daar weggery, toe maak ek 'n keuse. Toe sê ek, Here, ek gaan nie vra hoekom het hierdie met my gebeur nie. Ek wil vandag vir u sê, ek weet u gaan my genees en ek gaan my testimonie gebruik om ander mense se lewens aan te raak. En hier is ek vandag. Ek het hoendervleis. Dit is baie mooi en wonderlik en partykeer as mens terugkyk dan verstaan mens hindsight is 2020, nee, dan dink mens, "Sjoe, hier staan jy nou en as 'n pastoor en jy vertel jou testimonie, presies jou belofte wat jy gemaak het. Dit is absoluut merkwaardig. Dit is regtig wonderlik. Maar kanker is 'n moeilike ding want almal ervaar dit anders. Party mense wil glad nie daar praat nie en ander wil weer verskriklik baie daaroor praat. En wat was vir jou die moeilikste deel van jou kankerreis? Ja, ek wou nie hê my ouers moet my sien terwyl ek so siek was nie. Aan die een kant was ek bang dat dit bly dat dit aan die einde van COVID was, want die mense kon nie hospitaal toe. Ja, so daai was vir my, ek wou, soos jy sê, mense wou nie eintlik daaroor praat nie. Ek is 'n mens wat myself isoleer wanneer dit, jy weet, ek sit myself in 'n kokonnetjie. So ek dink daai was vir my, ek wil nie mense vir my jammer voel nie. Hoekom nie? Ek hou nie, ek weet nie, ek dink dit laat my swak voel. En dit is iets waarmee die Here die afgelope tyd met my werk. Dis Maar amazing. soos ek sê, ek het alleen vir my chemo gegaan. Ek het alleen radiation toe gegaan. Dit is net die laaste ruk wat my dogter, wat my stiefdogter is, maar ek sê vir my dogter, sy het my hospitaal, sy was hier by my en my ouers het een aand het hulle deurgekom want die dag het ek chemo gehad en dit was 'n baie slegte dag en ek het my ma gebel en ek het gesê ek's klaar. Liewe Jesus, kan my kom haal. Ek is klaar. Ek kan nie meer nie. Ek het rarig gedink ek gaan doodgaan en ek het daai dag my behandeling gestop. Ek het
daai dag vir die onkoloog gesê, ek's klaar. Ek was 'n week in die hospitaal, ek was so siek van die behandeling en daai dag het toe hulle die chemo doen, ek het nie 'n port gehad nie en ek het nie are nie. Nou jy sal weet in die mediese Ja, nie, so moeilik nie almal Lena. weet hoe om 'n drip in te sit nie. Dit het Ja. my geweldig seer gemaak en ek onthou ek het die dag daar gesit en ek is glad nie kleinserig nie. En die suster het gekom en ek onthou sy het my hand so gevat en hulle wil hier voor op my hand en hulle druk en hulle kry en is seer en die Ja. trane loop en dis dit nee, okay, kom ons gaan hierdie binnekant van jou pols en ek het net daar besluit, ek sê ek's klaar. Ek is klaar. En ek het daai dag opgehou met my behandeling. Ja. En jy het nooit weer behandeling gehad nie. Nee, ek het teruggegaan vir my scans. Soos wat ek moet. Die dokter, my onkoloog het vir my gesê, ja, jy gaan doodgaan en ek het gesê kanselleer dit in Jesus naam. Hulle wou gehad het ek moet ek moet nou net dit reg uitspreek, is dit brachytherapie? Ja. Die inwendige bestraling Ja. kry en toe het ek gaan kyk wat dit is en jou kykers kan maar self gaan kyk wat dit is en ek het net gesê nee, dis teen my geloof, dis teen wie ek is en vandag is ek baie dankbaar want tot vandag toe dra ek die neeweffekte van die radiation en die chemo. Ek het gegaan vir my 3 maande scan en ek het gegaan vir my 6 maande scan en dit was skoon. Ja. En die onkoloog het my nooit weer en asseblief ek sê nie mense met hulle kankerbehandeling stop nie. Ek sê dit altyd vir my mense. Ons is almal soos jy nou gesê het, ons is almal verskillend. Ja. Ek het gebid daaroor. Alles in my lewe is 'n gebedsaak. Ek het met die Here gepraat daaroor. Ek noem hulle my inner circle gepraat en ek het rustigheid in my hart gehad dat dit is wat ek moet doen. So mense moet asseblief nie net hulle behandeling stop. Jou eie keuses maak as dit kom by behandeling. Dit is vir my so ongelooflik dat jy skoon is. Dit is vir my Prys die Here. Ek kan dit nie glo nie. Hoe het jy gevoel toe jy teruggaan en jou scans wys negatief en alles skoon? Wat 'n gevoel was dit? Ek dink dis daai verligting. Ja. Na alles wat jy deur is. Ja. Na al daai ek sou lê, daai masjien waarop jy lê vir die radiasie. Dit lyk soos 'n kluis waar hulle jou sit en jy's alleen daar en jy het hierdie alleen pad en jy's siek en jy's miserable. En om dan daar te kom en jy kry daai en nou anxiety is regtig vir enige iemand met kanker. Dit is 'n heavy daai angstigheid en jy kom daar en die dokter sê vir jou, maar jy's skoon. Ek het daai dag, ek was skaars by 'n kantoor uit en ek het net al die pad kar toe gebid en gesê dankie Here en ek het my mense gebel en gesê ek is skoon. Dit is regtig 'n wonderwerk. Hoe het kanker jou verhouding met jouself verander? Want ek dink mens is iemand anders voor kanker en iemand anders na kanker. Ek het al so baie gesien in die hospitale ook. Wanneer mens daai diagnose kry, dit verander jou perspektief oor die lewe. Dit verander regtig ek wil amper sê baie keer sit dit goed in perspektief, nê? Nee? Al sien mens dit nie so nie. Maar hoe het kanker jou verhouding met jouself verander? Dink ek het nog altyd geweet ek is 'n sterk mens. Maar ek dink dit het my meer bewus gemaak van maak nie saak hoe sleg dinge is nie. You can still get through it. Jy is sterk genoeg. Ek het begin agterkom Brenda hou op worry oor die klein dingetjies. Ek was baie ek wil sê OCD, daai moet op sy plek wees, die moet so wees en ek net besef, nee, ek is nog 'n bietjie so, maar werk nog aan. Nie so erg waar dinge wat voorheen vir 'n mens belangrik was, is nie meer vir jou belangrik nie. Dinge waaroor jy
gestres het, kom jy agter maar dit is eintlik dom om daaroor te stres. Daar's erger dinge in die lewe as hierdie klein dingetjies. So ek dink dit het my baie geleer om nader aan die Here te kom ook, om heeltemal op hom staat te maak. Want wat jy ek het dit net in sy hande gelos en gesê, Here, ek kan nie hierdie alleen doen nie. Ek meen, jy sit daar en jy siek en jy weet nie wat ek kan doen nie en jy dink, Here, gaan hierdie ooit ophou? En jy wil handdoek ingooi. So ek dink dit leer jou as mens hoe om sterk te wees, hoe om ten spyte van die feit dat jy voel, ja, ek wil net die handdoek ingooi. Gaan aan. En te You've got vertrou op die something to Here. fight for. Dit is, ek dink jy het regtig al jou vertroue in die Here gesit en dit is nie maklik nie. Ek dink nie dit is iets wat maklik is om net te sê ek gaan nou alle behandeling stop, ek gaan al my vertroue in die Here sit. Dit klink so maklik om te sê, maar om dit eintlik te doen, dink ek, is Dis moeilik. regtig 'n ongelooflike besluit om so besluit te maak en al jou vertroue in die Here te sit om te sê ek hou nou op. Ek is klaar. Maar dit was nodig. Ja. Ek dink diep binne in my het ek net besef ek moet iets doen. Ja. Sjoe. Ek wil net gou vinnig kyk hierso want jou kamera het nou gestop. Okay, maar is alright nou. Ja, Okay. nou ook. Daar's hy. Okay, dis nou reg. Ek wil jou graag vra, jy het 'n bietjie gepraat oor jy het al vrede gemaak om dood te gaan. Jy het gesê ek is reg om dood te gaan. Jesus, kom haal my. Wat is daai gevoel wat jy kry wanneer jy sê ek is okay om dood te gaan? Is dit 'n vrede? Is dit 'n opgee? Is dit 'n verduidelik vir my daai gevoel? Ek dink vir my was dit 'n vrede, want ek dink op daai oomblik ek weet waarheen ek gaan. Daar's nie vir my vrees van baie mense vrees die dood want waarheen gaan ek, wat gaan gebeur? En ek het daai vrede gehad om te sê, wel, Here, as dit my tyd is en het nie meer vir my ietsie om te doen nie, het ek daai vrede. So ek dink daai het ook baie las van my skouers afgedra, want mense besef nie wanneer jy kanker het. Jy dra nie net jou eie emosies nie, jy dra al die mense om jou se emosies ook. Jy moet versigtig wees wat jy vir ander mense sê, want dit gaan hulle ontstel. En of mense dit nou wil verstaan of nie, dit is ongelukkige realiteit. Jy wil nie mense ontstel nie. Mense voel ongemaklik by jou. Mense onttrek uit jou lewe, want mense weet nie altyd wat om te sê nie. Jy weet. En ek dink daar het ek net besef, weet jy, dit maak nie saak nie, die mense wat ek in my lewe het, is die mense wat ek wil hê. Ek weet die Here is lief vir my. Ek weet waarheen ek gaan, en as dit my plekkie is, en ek het net by dit berus. Sjoe. Hoekom dink jy is daar so groot vrees vir die dood? Hoekom dink jy? Want dis iets wat ek verskriklik baie mee gesukkel het en baie van ek sukkel verskriklik met angs en paniekaanvalle. En een van die goed is die dood, die feit dat want as jy 'n paniekaanval kry, dit voel letterlik of jy nou gaan doodgaan. En ek het tot die besefing gekom dat wanneer jy iets vrees wat gaan gebeur, is dit eintlik so simpel. Dis soos om te vrees iets wat gaan, jy weet dit gaan gebeur, jy weet jy gaan doodgaan, ek gaan doodgaan, ons almal gaan doodgaan. So, hoe kan jy vrees hê vir iets wat jy weet gaan gebeur? Ek dink as daai mense weet nie, is daar lewe na die dood? Wat gaan gebeur? Gaan ek my oë oopmaak? Ek dink ons almal het al die flieks gekyk waar mense wakker word en hulle kus en so goed. Jy weet, so daar's al hierdie goed wat deur mense maar ek dink baie mense gaan vir jou sê ek het 'n verhouding met die Here, maar hulle het nie waarlik 'n verhouding met die Here nie. En as jy regtig op 'n diep vlak 'n verhouding met die Here het, dan gaan jy weet jou saak is reg en dit gaan iets wees wat jy kan sê,
Ek sê baie keer dan my histolic healer na wie toe ek gaan wat my lymftraining doen, dan praat ons altyd so dan sê ek vir haar, ek is reg. Ek weet waarheen ek gaan. As sy sê ek ook Brenda, ons kan maar gaan. Nie as iemand wat sê ons wil nou 'n einde maak en ons maar jy sien uit na jy Ja, weet waartoe jy gaan en jy ja, weet dit gaan eendag 'n beet, maar eendag ja, ons het nog werk om te doen. ja. Maar eendag gaan dit 'n plek wees en omdat ek daai rustigheid het, is Daai dit nie iets waarvoor sekerheid. ek bang is nie. Sjoe, dis baie, baie mooi. En ek dink ook daai sekerheid gee vir jou geen vrees nie. Dit vat al daai vrees weg, omdat jy Ja, daai sekerheid het. Dit is ek dink ek is wonderlik. ek dink ek is banger om weer in pyn te wees. En soos ek sê, ek het 'n hoë pyn threshold, maar dis nie iets wat ek op my ergste vyand sal wens om deur so iets te gaan nie. Dit was rarig. Ek dink nie mense, ek het 'n vriendin gehad saam met wie ek skool gehou het wat haar ma het vir die derde keer kanker gekry. En toe sy haar derde diagnose kry, toe sê sy vir haar kinders, ek gaan nie weer vir behandeling gaan nie. En hulle was geweldig kwaad vir haar. En op daai stadium, dit was voordat ek kanker gehad het, toe sê ek nog vir haar vriendin, ons weet nie. Ja, En mense verstaan nie wanneer iemand by daai punt kom en hulle sê, dis nou die tweede of die derde keer en ek sien nie weer kans vir dit nie. ja. Dan beklei mense met jou en hulle is jy selfsugtig en alles, maar hulle verstaan nie die pad wat jy geloop het nie. Ja. En hoe moeilik elke chemosessie was, elke Ja, radiasiesessie, hoe jy voel, hoe siek jy is. Ek dink jy verloor so amper half jou menswees, want jy's basies soos 'n amper 'n net 'n ek weet dit is net tydelik vir baie mense, maar die feit dat jy deur dit moet gaan vir 'n derde keer en jou mm, keuse is om te sê ek kan nie vir 'n derde keer daardeur mm, gaan nie. Daai mense dink ek hulle wil jou nie verloor nie en dit is hoekom hulle graag seker kwaad ja, is en it's a reflection on them. ja, Maar die eerlikheid is dat hulle moet kan respekteer wat daai persoon se besluit is. Al is dit hoe dis- moeilik, mm. want ek bedoel, dis iemand vir wie jy lief is. Jy wil graag hê Ja, hulle jy moet wil hulle moet beklei. ja, Ja, dis jy moeilik. wil die positiewe uitkomste hê, maar Ja, dis nie altyd vir almal moontlik sure. nie. Shame. So wat het toe met haar gebeur? Die tannie is oorlede. Ja, hulle het die kanker het op so 'n vlak gekom dat sy in baie pyn was en hulle het hom onder sedasie gehou en Okay. sy's rustig weg in ons slaap. Sy het Sure. geweet waarheen sy gaan. Ja. Ja, so dit was vir haar. Ek dink baie Bevrying. keer bid ons, Here, bring vir ons genesing, maar baie keer besef ons nie dat wanneer die Here jou baie keer kom haal, is dit ook 'n verlossing en 'n Ja. antwoord. Dis so waar. As ek net dink aan hoe my ouma ook gesuffer het vir jare pyn, elke liewe dag, pyn, dat nader aan hy geroep het self, dat hy letterlik geroep het, Here kom haal my asseblief, kom haal my. Dat hy kon nie meer nie. Hy het eintlik so uitgesien om te gaan want hy kon nie meer fisies met die pyn lewe nie. Hy kon nie meer fisies dit was ongelooflike pyn en vir 'n man om so te sê en jy weet mans, veral Afrikaanse mans in die ouer generasies, hulle sal nie sommer vir jou eers sê as hulle pyn het nie. En vir hom Ja, om te skree om te sê asseblief Here kom haal my net. Ek dink jy's op 'n punt wat jy net is van ek ek wil gaan. Dit is 'n verlossing vir my om te gaan. Dit is 'n vryheid en dit is waar ek nou moet wees. dit is waar. Sjoe. Ek wil graag praat oor as jy met iemand kan praat wat vandag 'n diagnose kry van kanker of dalk deur 'n kankerstryd veg op die oomblik, watse raad sou jy vir hulle wou gee en wat sou jy vir hulle graag wou sê? Sjoe. Ja,
Ek dink is anders vir elke mens. Ek het 'n groep, 'n WhatsApp groep wat ons die Cancer Warrior Group noem en ons het mense daar wat onlangs gediagnoseer is, mense wat al lank beklei, mense wat remissie is, alles. En ek dink die grootste ding daar is jy hoef dit nie alleen te dra nie. Ja. Jy hoef nie te dink hierdie is net myne en ek dink wat ook vir my belangrik is jy moet die regte inligting kry. Iets wat ek agtergekom het is jy kry jou diagnose en hulle sê so, okay, jy moet nou hierdie en hierdie. Hulle gee jou nie tyd om te dink, om te reflek. Kry die regte inligting. Baie mense vra altyd joh, pastoor, is hierdie normaal, is daai normaal? Nou, ek sê altyd, I'm not a medical professional, maar ons almal op daai groep kan gaan en sê, hierdie het vir ons gewerk, daai het vir ons gewerk. So kry 'n support structure, kry mense, en ek sê dit altyd, iemand wat nog nie dit gehad het nie, weet nie reg. Voorheen het ek gedink, jy weet mense sê vir julle het kanker, ag shame, en dis iets wat jy nooit vir iemand sê wat kanker het nie. Want dit laat dit so klink soos jy het 'n verkoue. En dis net daai ding van mense besef nie totdat dit, want mense dink, okay, jy het nou chemo en radiation gehad, nou is jy fine. Ek is nou al hoe lank skoon en ek sukkel nou nog met die neeweffekte van die radiasie en goed. En dit is goed wat mense sê nie. So, kry jou inligting. Maak seker jy vertrou jou dokter. Want dis groot goed. Jy moet kan vertrou as die dokter vir jou hierdie en hierdie sê. En as jy nie seker is nie, kry 'n tweede opinie, sodat jy daai sekerheid het en daai support structure en die Here. Dit is wat my deur dit gedra het. Sure. Ek dink ook baie keer as mens daai diagnose kry, is dit so skok dat jy en ons het verskriklike ek dink vertroue in die mediese stelsel en in die mediese stelsel dat mense so vinnig net so graag wil hê dat dit moet weggaan. Jy weet hierdie kanker moet uit, ek moet luister, ek moet hierdie stappe volg en ek moet doen wat. En baie keer is dit die regte ding om te doen. Maar ek dink dit is so belangrik en is so mooi wat jy gesê het, gee dit net 'n bietjie tyd om en doen navorsing en presies soos wat jy gesê het, reflect, kry net 'n bietjie kans om te digest wat nou net gebeur het. Jy weet, to digest wat nou net gesê was en die diagnose wat jy nou net gekry het en gee vir jouself net 'n bietjie spasie en tyd om net nugter te dink. Jy weet, ek dink jy seker in so jy dink jy reg het in daai oomblikke nie. En dit is 'n baie belangrike ding wat mense nie besef nie. Kanker is nie net 'n fisiese siekte nie. Ja, definitief. Jou mindset. Baie mense kry 'n diagnose, 3 maande later is hulle dood. Want hulle gee op. So dit is so belangrik. Jy kan nie net in jou liggaam nie, jy moet in jou emosies en in jou gedagtes moet jy ook beklei teen dit. Want goed soos chemo en radiation, dit maak jou negatief. Dit het 'n impak op jou, daai chemiese vlakke in jou liggaam, soos jy weet, 'n mens kan nie net die fisiese nie. Jy moet kyk na jou emosionele welstand en jou geestelike welstand. Definitief. En ek dink selfs soos jy het self gesê, jy wou nie daaroor praat nie. Jy het gevoel dit gaan wees dat jy as swak voor gaan kom. En hoe jy wat 'n sterk vrou is, dink aan ander wat dalk nie so sterk is nie, hoe isolerend dit ook vir hulle moet wees wat dalk nie 'n support system het nie. Jy met 'n support system wou nie eers daaroor praat nie. So, hoe belangrik is dit om te praat en te sê ek is nie okay nie. Ek sukkel emosioneel. Ek is angstig, ek is bang. Maar ons sê nie die goed vir die mense nie, want ons wil nie daai las op hulle sit nie. Maar wanneer daar 'n authentic relationship is dit gemaklik om vir mekaar te sê ek is regtig bang vandag, of jy weet, vandag is regtig moeilik en ek wil nie hierdie doen vandag nie, of ek gaan chemo stop, of ek gaan
if you have an authentic relationship, dink ek regtig daai mense sal respekteer hoe jy voel en daar's geen Ja, vorm van swakheid nie. definitief. Ja. Toe is jy nou toe is jy nou kankervry. Hoeveel jaar is dit nou al? Dit was einde 2023 van daar af. Dis wonderlik. En gaan jy nog gereeld vir scans om seker te maak glad nie? Ja, ek weet waar my geloof is. En weer eens dis ek, asseblief, dis ek. Ja. Ek is net ek gaan nie oor die algemeen dokter toe nie. Dis vir my 'n geloofsaak, vir my as mens. Het jy al gehoor van Barbara O'Neill? Die Australiese Ja, 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 ja. ja. Jy laat my baie dink aan haar as jy sy's ook 'n verskriklike Christen, groot Christen en meer homeopatiese goed wat sy doen. En dis baie interessant vir my die goed wat sy ook sê en ja, gaan kyk bietjie haar goed. Dit is baie interessant. Baie goed om te weet vir net vir interessantheid. Dit is regtig dis alternatief en dit is nie mainstream nie, maar dit is baie interessant as mens begin luister en bietjie dieper in dit ingaan. Is dit baie interessant. Jy het gesê jy het toe iemand ontmoet. Jy het gebid as jy by die huis kom in die middag. Here, bring asseblief vir my 'n man wat, jy weet, godvreesend is en iemand wat 'n verhouding met die Here het en toe bring hy vir jou 'n man. Vertel my 'n bietjie van hom en van julle verhouding. Hy was heeltemal die teenoorgestelde van my eksman. En ek het 'n lysie gemaak en ek het gesê, Here, hierdie is wat ek soek. Ek gaan nie weer seer kry soos wat ek seer gekry het nie. En ek het 'n lysie gemaak en hy het letterlik alles op daai lysie getik. Okay. En hy het my as vrou, as mens net verstaan. Hy het my liefdestaal verstaan en ons sou in 'n winkel loop. Nou ek is taamlik kort, so ek kon so lekker so onder sy arm inpas en hy sou altyd sy arm om my gehad het of my vasgehou het en ja, hy was 'n amazing man gewees. Hy is 'n amazing man. Liefdevol, omgegee vir ander. Ja, ek was gebless. Dis wonderlik. Is hy saam met jou in die bediening? Nee. Okay. Terwyl ek kanker gehad het, het hy ongelukkig my gelos, net Sjoe. so aan die einde van die kanker. Ek het dit nooit verwag nie, ek het nie geweet daar was iemand anders nie. En ja, dit was devastating, my hele wêreld. Ek het nou net kanker deurgegaan en hier vind ek uit my hele wêreld crumble. Jo. Wat toe? Ek het gebreek. Ek het gesê, Here, ek verstaan nie. Kyk, was ek nou net deur, ek is nou net deur kanker. Ja. En ons sou trou. Ons het gepraat daaroor, ons sou sy kinders is soos my kinders. Ek en sy dogter is nog baie close, is my dogter. Ons was klein kinders en dit was vir my so amazing want ek kon nie kinders hê van my eie nie en hier het ek hierdie kinders en kleinkinders bygekry. So dit was vir my geweldig moeilik geweest. Ek was nog nooit alleen nie. Toe ek geskei het by my ma gaan bly. En hier ewe skielik is ek alleen en my grootste vrees soos ek nou vir jou gesê het was om alleen te wees. Ja. En ja, daar gebeur dit. Wat het daai alleen wees jou geleer in daai tyd wat jy toe al forceer was om alleen te wees? Wat het dit jou geleer? Dink
ek het meer geleer wie Brenda is. Mm. Wie's die Brenda wat die Here wil hê ek moet wees? Wat is my doel? Ek het nog altyd toe ek begin swat het ek gesê, Here, ek wil hê U moet my gebruik om huwelike te red. Ek moes dit nooit gebid het nie. Want kyk net, jy het die Here vra. En ja, hier kom ek in hierdie situasie en ek het daar ook het ek gesê, Here, ek wil ander mense help. En ek het voor al hierdie dinge gebeur het ek begin met Strength to Live Ministries en so aan. En toe hierdie nou gebeur, toe sê die Here vir my, maak jou TikTok ministry. Ek het altyd gebid, Here, gee vir my 'n kerkie van so 200 mense. Nou het ek 'n following van 'n paar 100,000 mense. Dit is 102,000 wat my volg op TikTok en so aan. En ek sien dit as my gemeente. Ek het nie 'n fisiese kerk nie. Ek het al hierdie mense. En vrouens het begin uitreik na my toe wat deur dieselfde gaan. So ek het daai alleenheid en leemte begin vul deur ander mense te help. Ja, en hoe genesing kry jy nie deur om ander te help nie. Vir my is dit so, ek kan dit nie beskryf nie. Dit is amper dit is soos 'n puzzle. Ek het die ander dag vir my man gesê, dit is soos 'n puzzle. Dit voel soos elke bietjie wat mens help, dit voel dit genees my. Dit voel amper soos 'n puzzle. Elke stukkie legkaart kom half by mekaar en ek kan nie wag om daai groot foto te sien wanneer hy klaar is nie. En dit is so wonderlik en hoe jy ander help nou en dit sou nie moontlik gewees het as jy nie deur als gegaan het wat jy deur was nie. Ja. Ek kan eerlik sê, ek kan terugkyk, ek was nou die dag as ek genooi om in Kreersdorp te gaan praat by 'n vroueoggend en ek deel my testimony en daai skok op mense se gesig. Dink ek was dit nou so erg, maar eintlik as jy dan dink, was dit erg? Maar ek kan eerlik sê nou as ek terugkyk, elke liewe ding wat in my lewe gebeur het, maak nie saak hoe sleg dit was nie, het die Here gebruik. Ek sê altyd, ek kan nie iemand wat verslaaf is aan alkohol, ek kan simpatiseer, ek kan sê ek is hier vir jou, maar ek was nog nooit eers dronk in my lewe nie, okay? Want ek dink ek sal die ou wees wat op die tafel staan. So ek word eerder, nie dat ek nie drink nie, maar ja. Maar ek weet nie wat dit is nie. Maar as iemand na my toe kom en sê ek het kanker, dan sê ek, okay, ek het dit ervaar, ek kan saam. So ek dink dat die Here so baie dinge in my lewe toegelaat, want hy het geweet wat se mense gaan nou op my pad sit. Ja. En kyk nou as iemand na jou toe kom en sê, ek het 'n man wat abusive is, kan jy sê, okay, I've been there, ek kan jou berading gee, ek kan jou help, ek het kanker, ek kan jou help, ek was al daar. Soos jy sê, voordat jy kanker gehad het, was jy soos, ag shame, soos jy het genoem, is soos 'n verkoue, jy weet? Nou weet jy presies wat om vir daai mens te sê, want jy was daar, en hoe amazing is dit nie dat die Here jou kan gebruik, omdat jy deur al daai goed was. Dit is amazing. Kyk, dis nie, ministry comes at a price. Ja. Toe my man uitloop, het ek begin beklei vir hom, en ek beklei nog steeds vir hom, nie omdat ek wil nie, maar omdat die Here gesê het ek moet. Ek het gebid, voordat hy weg is, en ek het gesê, Here, wys my man wat onvoorwaardelike liefde is, weer een van daai gebede wat ek nie moes gebid het nie. Want hoe wys die Here nou vir hom, wat is onvoorwaardelike liefde? Hy gebruik my. En deur dit het ek soveel vrouens, ek het 8 dames, wat ook almal beklei vir hulle huwelike, ek noem hulle my covenant women, wat deur dieselfde ding gaan, en ons loop 'n pad, en weer eens, soos jy sê, ek sê altyd vir hulle, ons is almal op 'n bootjie in die water, ons bootjies lyk net anders. Maar ons almal weet wat die ander een deurgaan, want dit is soortgelyk. En in dit kom daar soveel genesing. En daai, ek is vandag net af, ek voel vandag alleen. En die hele groep
lig mekaar op. Ja. Jy kan vir mekaar bietjie advies gee, jy kan daar wees vir mekaar, jy kan saam bid. Daai is as ek terugkyk en ek dink aan al die trane en al die seer, dit is wat dit die moeite werd maak. Sjoe. En julle is al half in dieselfde water, al is julle nie in dieselfde bootjie nie, né? Dis nog Ja. steeds in dieselfde water en julle kan so relate en ek love hoe julle mekaar kan ondersteun want dit maak dit soveel makliker om weer daai authentic relationship met hulle te kan hê om te sê ek is nie okay vandag nie of jy weet Ja. dit is daai regte support is so belangrik. Dit is so belangrik. Wat vir my die lekkerste van alles is ek na hulle kyk en ek sien hoe hulle gegroei. Ja. As ek die vrouens sien wat in trane by my uitgekom het en half swak was en ek sien hierdie amazing sterk vrouens. Dis Wat- wonderlik. Ons het nie mans nodig nie. Ja. Ons wil graag ons mans terug hê. Ons het hulle nie meer nodig nie want ons is sterk genoeg. So daai is wat vir my amazing is. Sjoe, dis wonderlik. Ek wil graag praat oor jou berading en hoe het die berading toe half op jou pad gekom? Hoe dit begin? Die berading en die ministry. Ek wil graag daaroor praat. Wel, soos ek sê, ek het geswat vandat ek klaar was met skool en ek het my graad gedoen in teologie en toe het ek het nog 'n graad gedoen in berading, my meestersgraad net nou die Ja. dag klaar gemaak in Well berading. done. Dankie. Dis iets wat my baie na in die hart lê. Mhm. Ek het vir jare skool gehou. Soos ek sê, ek het vir die Here gesê, toe ek klaar geswat is, toe sê ek, Here, ek is nou reg vir die kerk. Toe sê die Here, nee, jy gaan nou skool hou. So ek sê, nou reg. Maar daar het die Here my geleer hoe om regtig te luister, hoe om met mense van alle kulture, alle areas van die lewe te kan deel. En ek was op 'n stadium by die skool waar ek was 'n staatsskool en ons het oor 1000 kinders gehad en ek het nie so iets soos 'n pouse gehad of so iets nie, want daar was altyd 'n kind in my kantoor. Ek was altyd besig met berading, selfs van die onderwysers. En net om te weet jy kan daar wees. Ek het nou die aand het ek 'n oproep gekry of 'n voice note van een van die meisietjies wat sy het nou net haar honeursgraad voltooi in sielkunde en ek het 'n pad met haar gestap. Ek was laas jaar was ek saam met haar by haar gradeplegtigheid. En daai wys net weer, jy weet hoe die Here 'n mens gebruik. Kyk hoe hy my geleer, hoe ek hierdie pad gestap. Sê altyd jy plant die saad nou, maar jy sien nie altyd dadelik die opbrengs nie. So daai was vir my amazing. En toe ek nou uit hierdie huwelik uitkom, toe voel ek, okay, ek wil nou teruggee. Ek wil my ministry en ek het nie lekker geweet hoe nie, ek het so hier en daar 'n ou videoetjie gemaak op YouTube. En ja, met die kanker het alles nou maar vir 'n ruk stil gestaan en toe my verhouding nou uitmekaar uitval en die Here sê, okay, nou gaan ons hieraan werk. Toe het ek alles in die ministry ingesit en soos ek sê, die Here het net die regte mense op my pad gebring wat ek kon help en ek doen nou, jy weet, kursusse. Ek was nou so rukkie terug was ek in Hartswater gewees in die Noord-Kaap waar ek 'n bietjie met vrouens kan gaan praat het en ons besef nie altyd hoe mense verskillend glo en die huwelik anders sien en hoe ons as vrouens moet wees. So daai was vir my 'n geweldige nice ondervinding gewees. Ek gaan nou weer September soontoe vir 'n tweede keer, maar net om met die ministry te kon gaan en ek kan uitreik na mense toe, mense wat regtig hulle weet nie meer nie, hulle sit nou waar ek gesit het. Ja. Dit is wat ek dink vir my die ministry die lekkerste maak. Dis wonderlik. En ek wil graag praat oor as jy nou terugkyk na jou lewensreis en ek kan regtig sien hoe
alles half 'n doel gedien het, al het jy nie daai tyd geweet nie. Ek wil graag vir jou vra oor vergifnis, want ek dink dis iets wat baie mense mee sukkel, veral as dit kom by abusive relationships byvoorbeeld. Hoe voel jy oor jou eksman en die twee mans? Waar is jy op jou pad met vergifnis met hulle? Met al twee het ek hulle vergewe. Mhm. Ek het nadat ek geskei is, het ek iemand gesien, Okay. bietjie gepraat daaroor, ek het deur dinge gewerk. Ek dink die groot ding is 'n mens jy moet dit nie net los nie, want dit is soos 'n seer wat daar is en jy plak 'n pleister oor hom en jy kyk nooit na hom nie. En dit vester. So ek het gevoel ek moet dit uitkry, ek moet praat daaroor, ek moet deel met al daai goed. Ek het tot gegaan vir 'n tummy tuck na die tyd, want my eksman het my altyd vertel hoe dik ek is en hoe groot my maag is. En ek het gedink as ek 'n tummy tuck kry, gaan ek beter voel oor myself. Nee. Dan gaan ek beter wees, dan gaan ek goed genoeg wees, dan En gaan ek dit het nie 'n verskil gemaak nie. En toe het ek besef, okay, Brenda, jy moet praat hieroor, jy moet deel hieroor. En ek kan eerlik vir jou sê, kyk, ek het geen kontak met my eksman nie. Ek glo wanneer jy skei, is jy geskei en maar as ek hom nou in die straat moet sien of iewers moet sien, ek gaan nie lelik wees of wat ook al nie. Ek verstaan, hy het in trauma groot geword en ek dink dit is wat my ook baie help in my berading, is om sulke goed te kan identifiseer. En ek kan sê, okay Here, ek kan bid vir hom, maar hy het ook 'n deel wat hy moet doen. So ek bid vir hom, ek het hom vrygespreek en aangegaan. Met die man wat die Here toe later vir my gegee het, dit het baie seer gemaak. Ekskuus. Dit was regtig vir my geweldig moeilik. Maar weer eens, soos ek nou gesê het, ek het gesê, Here, wys hom wat onvoorwaardelike liefde is. En in hierdie hele proses, ek bid nog steeds vir hom, ek bid nog steeds vir, jy weet, dat hy huis toe kom, dat ons dinge gaan regmaak, al sulke goed, omdat dit is wat die Here gesê het. 'n Vriend van my het onlangs, met wie ek baie lank terug gepraat het, en hy sê vir my, Brenda, staan jy nog steeds? Ja, en dan sê hy, maar jy kon al lankal iemand anders gekry, en sê ek, maar dis nie waar dit gaan nie. Ek luister wat die Here vir my sê, en die Here het gesê, jy moet beklei vir hom, jy moet staan vir hom, jy moet bid vir hom. En ek kan eerlik vir jou sê, met alles waardeur ons is ek nou liewer vir hom as wat ek was voor die tyd. En al wat daar die verskil is God. Want ek het dit nie aan my eie hande gevat nie. Ek het dit na die Here toe gevat en gesê, Here, ek is net 'n mens, ek kan nie iemand anders verander nie. Jy kan nie. Maar ek kan bid. Ja. Ek kan daar wees, ek kan. So nou fokus ek op my ministry. Ek bid vir hom. Dis nie maklik nie. Mense dink dis nie maklik nie. Ek het ook maar my dae wat ek hierso in trane sit en 'n mens voel alleen en jy voel moedeloos. Maar ek het myself berus deur te sê, Here, alles in my lewe is 'n testimony. Alles in my lewe gaan U gebruik. En ek kon al lankal, party oggende, wil ek die toewydjies so oor my kop trek en daar lê en dan lê ek vir 'n rukkie daar. Maar ons bly nie daar nie. Dit is okay om partykeer daar te lê en net 'n bietjie daar te lê, maar jy kan nie daar bly nie. Jy moet opstaan. Daai is wat belangrik is en ek dink dit is wat ek het vergewe en ek het gesê, Here, ek los dit in U hande. Ja, dit is baie mooi. En ek dink partykeer daai vergifnis is so moeilik, want ek glo jy kan nie aanbeweeg as jy nie daai persoon vergewe het nie, of jy self in jou eie lewe kan nie aanbeweeg. Iemand het dit so mooi gestel die ander dag om te sê, dis soos klippe wat jy dra, en jy kan nie, jy weet, daai klippe dra saam met jou. Jy moet daai klippe laat gaan. En dit was my so mooi dat dis presies hoe vergifnis regtig is. As you have to let it go, jy moet dit laat gaan. Ja, en jouself vergewe. Ja,
Dis ook Dis baie ook belangrik. belangrik. Ja. En ek dink ook baie keer veral soos nou in jou situasie dan dink jy seker dalk as ek dit gedoen het sou dit nie gebeur het nie of dalk as ek dit en daar kom daai self-doubt in van jouself vergewe van jy sou nie iets kon doen om die uitkoms daarvan te verander het nie. Daar's niks wat jy kon doen om enige situasie te kon verander het nie. Ja. Ja, 'n mens moet daai besef hê dat jou lewe is eintlik nie in jou hande nie. 100%. En as God iets toelaat in jou lewe, is daar 'n doel. Hy gaan dit omdraai want daar's 'n doel daarvoor. Maak nie saak hoe seer dit ons maak nie. Ja, dis baie waar. Ek wil graag vir jou vra oor ek vra altyd wat is 'n motto of 'n sê ding wat jy graag sal wil hê iemand moet toepas in hulle lewe om die lewe 'n mooier plek te maak. Wat sou jy wat 'n motto of phrase sou jy wou gehad het hulle moet Wel, aanleer? ek het 'n phrase wat ek altyd sê en my mense sê altyd vir my as hulle dit hoor, maar ek sal nou nie sê dis nou om die lewe mooier te maak nie, maar dis bietjie encouraging. Ek sê altyd, don't give up, don't give in, because God is always working. Sure. Dis baie mooi. Al lyk dit nie so nie. Al lyk dit vir ons op die, jy weet, hierbo lyk dit asof die Here nie besig is om te werk nie, maar hy werk, ons sien dit Ja. net nie altyd nie. Is soos daai eentjies op die water. Onder is die jy weet. Ja. die Die voetjies gaan net so, maar dit lyk so stil bo die water. Asof niks gebeur nie. Ja, dis baie waar. Ja. Dit laat mens regtig dink en dit gee mens baie ek dink hoop. Ek dink want ons almal gaan deur moeilike tye en moeilike goed en ek dink as jy daai gesegde onthou en regtig daaroor dink, dan kan dit baie inspirerend wees. Dit is baie inspirerend, Ek definitief. lag baie keer want mense sal dit vir my sê. Dan sê hulle maar pastoor het ons geleer. En daai is vir my so special. Partykeer dan luister ek na mense, dan is dit goed wat ek vir hulle geleer het en daai is vir my so special want dan voel dit ja, okay, dit het ingesink, dit het waarde en dit help mense. Ja, dis die belangrikste. Dit is die belangrikste. Want dit is wat jou hele doel was nog van die begin af, is om mense te help. En jy doen so wonderlike werk en jou ministry doen wonderlik. Ek wil vir jou sê dankie vir alles wat jy doen en vir almal wat jy help. Dit is ongelooflik. Waar kan die mense jou in die hande kry as hulle graag enigiets met jou dalk berading of enigiets met jou te doen wil hê? Waar kan hulle jou in die hande kry? Ek het ook 'n YouTube channel. Wonderlik. Pastoor Brenda Strength to Live Ministries. Ek weet nie of ek vir jou my nommer kan gee, dan kan jy dit seker in jou description sit. Ja. Mense kan my direk kontak. TikTok is bietjie gevaarlik want daar's baie fake accounts. So ja, maar my nommer is gewoonlik ook in my video's. Okay. Ja, so ek het nie 'n probleem. Mense kan my enige tyd WhatsApp en so aan as hulle 'n kursusse, soos ek sê ek het verskillende kursusse wat ek geestelike oorlogvoering, hoe om deur moeilike tye te gaan, al sulke goedjies wat ek aanbied. So as iemand belangstel daarin, is hulle welkom om uit te reik. So asseblief, as enigiemand in 'n kursus belangstel, daar is jou antwoord. Ek dink dit's seker 'n wonderlike kursus om te leer en uit al jou ondervinding en wat jy alles deur is, dink ek dit is absoluut 'n testimony, definitief. Ek wil vir jou sê baie dankie dat jy jou storie gedeel het. Dit was my regtig 'n voorreg en dankie vir alles wat jy doen. En hou aan. Ek wil vir jou sê hou aan en ek is so dankbaar dat jy vandag hier sit en regtig kan sien dat jy maak regtig 'n verskil. Jy maak regtig 'n verskil in mense se lewens en jy help mense en gee mense hoop en ek wil vir jou sê dankie, dit was regtig 'n voorreg. Baie dankie. Ons praat weer.
Bye bye. Baie Dankie. dankie. Bye bye. Staan nog jy, staan nog saam.